Ons gedagte vandag is 'n skat in die hart. Alles gaan oor konflik en waar oorlog vanaand kom Jakobus 4 vers 1 tot 3. Jakobus vra en sê dan waar bekleie en oorlog vanaand kom. Hy sê dis ons eie wel is wat in ons binneste stoei en beklei. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 3, ons versiering moet nie uiterlik wees nie, maar die verborgde mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stille gees. Luister mooi, wat baie kosbaar is voor God. Daarmee sê dit nie dat jy nie mag praat of 'n opinie of verwagting mag hê nie. Hy sê jy kan kies om die juwele wat van sagmoedigheid jou hart om dit te hang in plek van strijdlustigheid en afguns wat lei tot 'n bekleierery vir wat jy wil hê om die leegheid in jou hart te vul. Die bruid van Christus, ons het God se liefde in haar hart ontvang en daarom is haar gesindheid, haar versiering en vir die Here mooi. Sy het haar identiteit in Christus ontdek. Ja, Christen het 'n stem en mag praat teen ongeregtigheid. Petrus vra dat ons harte moet versier met die Here se geliefkoeste juweel, sagmoedigheid. Die Here is die ondersoeker en die kenner van jou hart. As jy die dag sy aandag wil trek, versier jou hart met 'n stille en 'n sagmoedige gees, want jy lewe van die vrede wat hy gegee het. Dit is hier waar die oorsprong van die lewe is. Spreuke sê, bewaar jou hart meer as enige iets, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die eerste vers in ons skrifgedeelte sê, suiwer julle dubbelhartige harte. Daar is goed wat nie daar hoort nie. Lukas 6:45 sê, die goeie mens haal uit die skat van sy hart wat goed is. Die slegte mens haal uit die slegte skat in sy hart wat sleg is. 'n skat is iets wat jy koester en bewaar. Alle skatte van die hart is nie noodwendig goed nie. Die skatte in jou hart is die stoorplek van al jou ervarings. Wat jy gesien en gehoor het en wat aan en met jou gedoen was. Al die woorde van mooi so of niks werd. Jou prestasie of jou mislukkings, jou aanvaardings en jou verwerpings. Alles word in jou hart gestoor. Ek noem die goed in my stoor voorraad, my fisiese stoor. My swaar het dit skrap genoem, tot hy iets daarin nodig gehad het. Skrap het skielik vir hom ook voorraad geword. Jesus sê die mens, nie 'n engel nie, haal uit sy stoor hart wat goed is. En die mens, nie die duiwel nie, haal uit sy hart wat sleg is. Die inhoud van jou hart behoort aan jou. Jy het volle beheer oor jou voorraad. Luister net na jouself wanneer jy sê, jy maak my kwaad of dan bly. Die besluit is joune. Jy word van 12 kwaad of bly. Dat wat in jou hart is, word net sigbaar. Dit is die juweel wat jy om jouself hang, goed of sleg. Dank die Vader vir die goeie voorraad van vredemakers en sagmoedigheid wat ook ons skat is. Ons kan kies om te doen wat Jakobus 4 vers 8 sê, suiwer die dubbelhartige hart. Laat die vrug van die Heilige Gees, naamlik selfbeheersing skyn. Moenie die stuurwiel van beheer oorgee in die hande van jou oortreders, vandag of in die verlede nie. Vergewe en laat gaan, maak skoon. Ek is tans besig om my stoor by die huis skoon te maak. Ek dink my swaar was reg. Daar's klomp skrap. Wat net 'n las is, dit moet gaan. Onderskei voorraad van skrap in jou hart. Kom ons bid saam. Here, met U in ons hart en die juweel van sagmoedigheid en vergifnis, dat ons onderskei tussen goeie skatte in ons lewe en dat ons afhanklik is van U hulp om ook die verkeerde, die onbruikbare skatte te suiwer uit ons lewe uit. Dat ons vredemakers is en nie oorlogmakers nie. U help ons daarin en ons dank U in Jesus naam. Amen.